Ons lees saam met Romeine hoofstuk 15. Ons is nog besig met Romeine hoofstuk 15, maar ons is nou klaar met die gedeeltes oor die verskillende geskille binne die gemeente. En Paulus kom dan nou hier basies aan die einde van sy brief. Hierdie is nou deel van die afsluiting, sal ek maar sê, maar sy afsluiting vat 'n geruime tyd, maar julle sal onder andere sien hoekom dit belangrik is en wat hy alles ook vir hulle gaan sê deur die loop van die volgende paar weke. Ons sal so net die week voor die einde van Februarie, die voorlaaste week van Februarie waarskynlik klaar wees met Romeine. En ek is maar nog redelik bidend oor wat is die pad vorentoe. Ek het 'n paar gedagtes. Ons mag dalk vir 'n week of 2 bietjie wegpreek voordat ons terugkom by dit wat by ons by 'n reeks as sulks, maar ons sal dan so teen die laaste Sondag van Februarie sal ons klaar wees met Romeine, maar vanoggend Romeine 15 vers 14 tot 21. Paulus sê, maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld met alle kennis, in staat om ook mekaar te kan vermaan. Tog het ek ten dele taamlik gewaag om aan julle te skrywe, broeders, as een wat julle herinner, kragtens die genade van my God, wat my deur God gegee is, om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. Ek het dan rede om te roem in Christus Jesus, in die dinge aangaande God, want ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie, om die heidene tot gehoorsaamheid te bring met woord en daad, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelie verkondiging van Christus volbring het, van Jerusalem af tot rondom by Illyricum, maar so dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Christus reeds bekend was nie, maar om nie op die fundament van 'n ander te bou nie, maar soos geskrywe is, hulle aan wie niks van hom vertel is nie, sal dit sien, en hulle wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan. Sover ons geleesde gedeelte, en kom ons bid dat die Here vir ons sal help, dat ons ook uit hierdie sal leer, dit wat ons nodig het om te leer, en ook sal begryp, die grootheid van God ook in die manier hoe dit gewerk het, en die Here dit bewerk het, in die stigting van die kerk, as ek dit so kan stel. Kom ons bid. Ons loof en ons prys U vir die genade en goedheid, Here. As ons vanoggend hier stil word, dan is ons besig met heilige werk, met uitsonderlike werk, nie omdat ons waardig is nie, maar omdat U so waardig is. Omdat U woord so kragtig is. Omdat die Heilige Gees so kragtig in ons werk. En ek bid, Here, dat U ons daarom sal seën, dat U ons sal bemoedig en versterk deur die woord, en dat ons sal hoorders wees, en nie net hoorders sal wees nie, maar ook sal daders wees, dat hierdie woord sal ingaan en uitgaan, tot verheerliking van U naam in ons lewe. Seën ons in ons tydjie saam, ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, prediking is 'n baie interessante taak, want meeste van julle ken die evangelie goed. Julle is gelowiges wat God dien.
In wêreldse terme is julle eintlik goeie mense. En dit was dieselfde ding in die gemeente in Rome. En Paulus skryf daar in vers 14, hy sê, ek is oortuig aangaande julle. Ek is oortuig dat julle self ook vol van goedheid is. Gevuld is met alle kennis. In staat is om ander te of mekaar te vermaan. So, hier's die vraag, hoekom is julle elke Sondag dan hier? As julle die evangelie ken, julle is in die wêreldse terme al reeds goeie mense. Julle weet wat die wil van God is, hoekom is julle hier? Hoekom het Paulus 'n brief geskryf aan die gemeente in Rome wat praat oor die grondbeginsels van die evangelie en oor die dieps geloofswaarhede wat hy verduidelik het? Hoekom vermaan Paulus 'n gemeente van gelowiges om mekaar in liefde teenoor mekaar op te tree en liefde te toon teenoor hulle vyande, om reg te besin en jou regte benadering teenoor die staat te hê, om reg op te tree teenoor alle mense, om mekaar in liefde te verdra en te vraag, soos ons in die laaste paar weke gesien, hoekom skryf Paulus aan 'n gemeente hierdie dinge wat hulle almal veronderstel is om te weet? En wie dink Paulus is hy? Wie dink Paulus is hy en hoekom moet hierdie gemeente enigstens na hom luister? Paulus sê daar in vers 15, ek is ten dele taamlik gewaagd om aan julle te skryf, sê hy. Dis gewaagd vir my, wat 15 jaar die predikant in hierdie gemeente is, om elke oggend hier te staan en vir julle te sê, dit mag julle en dit mag julle nie doen, op grond van wat die woord van God sê. Maar hoeveel te meer nie Paulus wat nie hierdie gemeente geplant het nie, dis die eerste ding wat ons moet verstaan. Paulus het nie die gemeente in Rome geplant nie, wat meer is, hy was nog nooit eers daar nie. So wie dink Paulus is hy, om vir hierdie gemeente te skryf? Wie dink Paulus is hy, om hulle wat vol van goedheid is, hulle wat gevuld is met kennis, hulle wat in staat is om ander te vermaan, wie dink hy is hy, om hulle te leer en hulle aan te spreek? En dan sê ek vir julle, maar dis presies wat prediking is. Dis wat Paulus se taak was. Vers 15, Paulus skryf om hulle te herinner. Te herinner. En so broer en suster, evangelieverkondiging is nie nuwe nuus nie. Al wat ons vertel daardie ou storie is dit nie. Daardie dinge wat julle al reeds weet. Ek preek nie vir julle sodat julle goeie mense kan wees nie. Ek preek nie vir julle omdat julle niks weet nie. Al wat ek doen is ek herinner julle. Ek herinner julle aan die werk wat God in julle gedoen het. Ek herinner julle wat God se verwagting van julle is. Dis al wat ek doen. En hoekom? Want ons vergeet die dinge van God so gou. Die wêreld kom maandagoggend dan, as jy in jou kar klim en jy kom by die eerste roubord en die roubord is uit. Daai oomblik dan steel die wêreld al die dinge van God wat jy weet. En so gaan dit van daar af voor. Al die dinge in hierdie wêreld kom en steel dit wat God van ons verwag en dit wat God van ons vir ons wys word gesteel deur die wêreld. En so prediking kom en herinner julle aan die waarheid van die geloof. Dit herinner julle aan wat God van ons verwag. En so prediking is bloot net om te herinner, omdat ons so maklik vergeet. En so Paulus se taak sê, my taak is om julle te herinner. Ek is geroep deur die Here as die apostel onder die heidene, en so julle as 'n gemeente in Rome, al het ek julle nie geplan nie, julle val onder my bedieningsveld. En daarom het hy die reg om hulle te vermaan en vir hulle 'n brief te skryf, soos wat hy hier doen. Nou Paulus is geroep as apostel onder die heidene, sê daar in vers 15, hy sê, kragtens die genade wat my deur God gegee is. God het hom geroep, deur God se genade, om die heidene te herinner aan die grondwaarhede van ons geloof.
En in ons teks dan vanoggend kom Paulus basies en bevestig en verduidelik sy apostoliese bediening wat die Here vir hom gegee het onder die heidene. So ons kyk vanoggend na Paulus se bediening of die bediening van Paulus. Paulus is deur God as apostel geroep om die evangelie te verkondig onder die heidene. En ons kyk na 3 beskrywings wat Paulus vir ons gee van sy bediening onder die heidene. Eerstens wil ek hê ons moet sien dit is 'n priesterlike bediening. Daar in vers 15b. Dis 'n priesterlike bediening. Luister wat sê hy in vers 15b. Hy sê kragtens die genade wat aan my Paulus deur God gegee is ek vers 5:16a 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene. Nou Paulus is nou al 'n hele paar keer verwys daarna dat hy is geroep as apostel onder die heidene. Hy daarna verwys in Romeine 1 vers 5 en Romeine 11 vers 13, Romeine 12 vers 3. Maar wat belangrik is hy is geroep as apostel onder die heidene. Hy het homself nie geroep nie. Dis die punt wat Paulus hier wil duidelik oorbring. Hy's geroep, vers 15b, kragtens die genade wat God gegee het. Hy's geroep om 'n dienaar van Jesus Christus te wees onder die heidene. En daardeur is hy nou 'n dienaar van die evangelie van God, sodat, vers 16c, die Heilige Gees deur hom kan werk. Die werk deur die Heilige Gees gedoen kan word onder die heidene. En so wat ek wil hê ons moet sien, luister wat sê vers 15 tot 6, 15b tot vers 16. Dit sê vir ons dat Paulus is geroep deur die drie enige God. God die Vader het hom bekragtig. Hy's 'n dienaar van Jesus Christus, hy dien Christus en die Heilige Gees is die een wat deur hom werk. En wat die punt is wat Paulus probeer oordra is, dis nie ek hierdie nie. Dis nie ek wat vir julle skryf nie, dis nie ek wat onder die heidene bedien het nie. Al wat ek is die kanaal waardeur God kragtig met die heidene werk. Al wat ek is die kanaal. Dat terwyl Paulus nie die gemeente in Rome geplant het nie, val dit onder sy bedieningsverantwoordelikheid, want dis 'n bedieningsverantwoordelikheid wat nie hy vir homself toebedeel het nie. Paulus het nie self besluit ek gaan die apostel onder die heidene wees nie. God het hom daarvoor aangestel. En Rome val binne in die bediening van die heidene. Dis nie 'n spesifieke bediening van Jode nie. Ja, daar was Jode in die kerk daar, maar dit was so in baie van die heidense gemeentes, sal ek maar sê, van daardie tyd. Maar die fokus val dat hierdie is binne in die grondgebied van die heidene. En met dit gesê, daar's een woord in vers 16 wat nie eintlik voel asof hy daar hoort nie. En deel van die rede hoekom hy nie daar hoort nie, is want ons is half geskok om dit te sien, dat Paulus dit sal gebruik. En dis daai woord offer. Wat sê hy daar in vers 16? Hy sê, Christus het deur my gewerk om die heidene tot gehoorsaamheid te bring, verskoon ek verkeerde vers, 'n dienaar van God, van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. Wie se werk is offers? Is dit predikante se werk om offers te bring? Nee. Dis die werk van priesters, is dit nie, in die Ou Testamentiese tyd. En so wat bedoel Paulus as hy sê, ons is hier om mense te offer? Dis letterlik wat hy sê. Wanneer priesters die werk gehad het om offers te bring, volgens Hebreërs hoofstuk 10 en vers 11. Dis nie die apostel, dis nie die evangelieverkondiger se werk om offers te bring nie. Jesus was beide, al 3 maal, nee, hy was die priester, profeet en koning. So ja, volgens Hebreërs hoofstuk 4, vers 14 tot 16, was Jesus een wat geoffer het. Ja, hy het sy lewe geoffer natuurlik ook. Maar, hoe is Paulus een wat offers bring? Hier is die ding, maar as dienaar van Jesus Christus onder die heidene, as bedienaar van die evangelie van God, dien Paulus Christus en dien hy God deur onder die heidene die evangelie te verkondig. Met ander woorde, Paulus was instrumenteel in die bediening van Christus tot die heidene.
Hy het die heidene grootliks na Christus gelei. Hy het hulle gelei na Christus, sodat hulle, Romeine 12 vers 1, sodat die heidene 'n heilige en aan God welgevallige offer kan wees. Sodat hulle 'n offer aan God kan wees. En so, in 'n sekere sin is elke evangelieverkondiger, en Paulus in besonder, het 'n priesterlike verantwoordelikheid, het 'n priesterlike taak. Ons taak is om mense tot die geloof te lei, sodat hulle vir God 'n welgevallige offer sal wees. Sodat hulle geheilig sal word deur die Heilige Gees en vir God aanneemlik sal wees. Al wat die evangelieverkondigers werk is, ek bring hulle net. Dis soos die priester van ouds. En die priester daardie stukkie vleis of daardie offer wat gebring is, het hy dit geheilig. En God het dit geheilig. Hy het die ritueel uitgevoer om daardie ding te heilig, maar dis God wat dit heilig gemaak het vir sy eie eer. En in so mate is elke evangelieverkondiger niks anders as 'n priester wat 'n offer na die Here toe bring, sodat God deur sy genade hulle kan heilig vir sy eer. Die evangelieverkondiger bring hulle net in, is die werk van die Heilige Gees om hulle heilig te maak en vir God welgevallig te maak. Ons bring dit, God maak dit heilig, God maak dit welgevallig deur hulle na geloof te bring en deur hulle te heilig deur die werk van die Heilige Gees in hulle. Dis God wat nuut maak. Paulus het hierdie besondere verantwoordelikheid gehad, 'n belangrike verantwoordelikheid gehad, om God se spreekbuis te wees tot die heidene. Maar hy was niks meer as 'n dienaar van Christus nie. Hy was niks meer as 'n dienaar van die evangelie nie. Al wat hy gedoen het, is hy die offers gebring. God het hulle welgevallig en heilig gemaak. En dan wil ek vanoggend stop en sê, ons moet die Here dank vir die mense wat die Here ook gebruik het vir elkeen van ons. Hulle wat aan ons die evangelie verkondig het. En ek wil julle wel aanspoor dat elkeen van ons met sulke mense wees. Ons het 'n verantwoordelikheid om die evangelie uit te vat. Ons het 'n verantwoordelikheid om mense te vertel. Maar dan moet ons ook besef dat daardie persone wat my na Christus gelei het, en ek myself as ek mense na Christus toe lei, ons is niks meer as die kanaal, die instrument wat God gebruik het. Moenie mense verheerlik of mense eer vir dit nie. Dank God vir sy genade deur hulle. Maar dit is soos Jesaja 52 vers 7 sê, hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Dis ons werk. Elkeen van ons se werk, my werk in besonder, Paulus se werk meer en besonder as myne. Ons verantwoordelikheid is om daardie lieflike voete te wees, daardie lieflike, daardie goeie boodskapbringers, daardie verkondigers van vrede, van verlossing. Dis ons werk in diens van God. En dit bring my dan by die tweede punt wat vanoggend in ons teks gesien kan word, en dit is dat Paulus het ook 'n kragtige bediening gehad. Vers 17 tot 19. Hy het 'n kragtige bediening gehad. Ek het daar die teks verkeerd, ek vra om verskoning of die opskrif verkeerd. Nou die teksverse is waarskynlik ook verkeerd, maar ons sal sê, nee, dit is reg, sorry. Vra om verskoning vir dit. Die feit dat ons geroep is vir hierdie besondere taak om die evangelie te verkondig, 'n besondere predikante, weer eens besonder Paulus. Paulus sê, dis nie 'n rede om arrogant of trots te wees nie. Dis wat hy in vers 17 sê. Dis nie ek nie, dis God in Christus Jesus deur my. Al wat ek is 'n slaaf van 'n waardige meester. Wat sê hy in 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 9? Hy sê, ek is 'n medewerker van God. Nou wees versigtig, dis 'n vers wat baie misbruik word. Sê, ek is 'n medewerker van God.
Maar dan moet jy dit in ag neem wat hy in 2 Korintiërs 5 vers 20 sê. Hy sê, ek is nie God se gelyke nie. Ek is 'n gesant om Christus ontwil. Asof God deur my vermaan, sê Paulus. En so daar's niks rede om vir myself te roem asof ek so wonderlik is, asof ek iets is nie, sê Paulus, en dit moet ons elkeen ook sê. Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 1 vers 31, en wat 'n aanhaling uit Jeremia 9 vers 24 is, sê, die wat roem moet in wie roem? As ons wil roem, in wie moet ons roem? In die Here. Daar's niks in myself om in te roem nie. Ons kan net roem aangaande vers 17, in die dinge wat God, die dinge aangaande God, wat hy in Christus Jesus deur ons gedoen het. Dit is die dinge waaraan ons kan roem. Is God se kragtige werk deur ons. Maar dit wat God in Christus deur Paulus gedoen het, was uitsonderlike kragtige werk. Paulus was bloot maar net 'n bruikbare slaaf, maar dit wat God deur hom gedoen het, sê hy daar, het die heidene tot gehoorsaamheid gebring met woord en daad. Nie hulle woord en daad nie, maar Paulus se woord en Paulus se daad het die heidene tot gehoorsaamheid gebring. So dit was nie net Paulus se woorde nie. Dit was ook wat Paulus gedoen het in die teenwoordigheid van daardie mense wat mense na Christus gelei het. En dit vra die vraag, broer en suster, wat van jou woorde? Lei jou woorde mense na Christus? En wat van jou dade? Die dinge wat jy doen? Elke dag van jou lewe maak jy kontak. Baie van ons, wanneer ons by die werk kom, dan het ons die hele dag kontak met mense van hierdie wêreld. Is jou woorde en jou dade 'n getuienis van Jesus Christus? Dis die vraag. Want Paulus sê, dis nie net my woorde nie, is nie dat ek Sondag op die kansel gestaan het en dan het ek die evangelie verkondig nie, maar elke dag daar, wanneer die tekkie die teerstraf, selfs daar was ek 'n getuie vir Christus in die dinge waarmee ek myself besig hou. Kolossense hoofstuk 3 en vers 17 vermaan ons om in woord en daad alles in die naam van die Here Jesus te doen. In Johannes 3 vers 8, wat sê dit? Ons liefde moet gesien word in ons woorde, maar ook in ons dade. Jakobus hoofstuk 1 vers 22 vermaan ons dat ons nie net moet hoorders van die woord wees nie, maar ook daders. En so die verantwoordelikheid, broer en suster, dat ons met beide ons woorde en ons dade mense sal na Christus lei. Hoekom? Want, sê Filippense 2 vers 13, dit is belangrik om hierdie ding oor te trek, want, sê Filippense 2 vers 13, dit is God wat deur ons werk, om te wil en te werk na sy welbehae. Wat beteken dit in die konteks van evangelisasie? Weereens, soos Paulus sê, dis nie ek nie. Wanneer ek 'n goeie getuienis leef, wanneer ek 'n goeie getuienis praat, is dit God wat deur my werk. Hy wil en werk in my, tot verheerliking van sy naam. In Handelinge hoofstuk 1 vers 1, dan kom Lukas, hy doen 'n baie interessante ding. Lukas skryf die evangelie van Lukas, en dan skryf hy die boek van Handelinge, En in Handelinge 1 vers 1, wat sê hy? Sê, in my eerste boek, Theophilus, het ek vir jou vertel wat Jesus begin doen het. Wat hy begin doen en wat hy begin leer het. En die implikasie is Handelinge, die boek van Handelinge, wat gaan oor die lewe en die bediening van die apostels. Hierin gaan hy nou voort om vir Theophilus te vertel wat Jesus aanhou om te doen. Jesus is reeds in die hemel. Hy het reeds gesterf en opgestaan en is opgeneem na die hemel toe, maar hy is nog steeds aktief besig om te werk deur wie? Deur sy apostels. En wil ek sê, deur sy kerk.
deur sy gelowiges nog steeds vandag. Die implikasie is, Jesus gaan voort om te doen en te leer deur die apostels, deur ons as gelowiges. So ons het die verantwoordelikheid om mense na Jesus Christus te lei deur ons woorde en ons dade, want dis God in Christus wat deur ons werk om dit te doen. Maar daar is iets besonders van die bediening van Paulus wat nie waar kan wees van ons bediening nie, en dit is dat Paulus, die Here het in Christus Jesus kragtige werk deur Paulus gedoen, baie kragtige werk. En dis waarvan vers 19a praat. Dit sê deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God. Nou, wanneer jy die kombinasie van daai drie woorde sien, krag en tekens en wonders, as jy die kombinasie van daai drie woorde in die Nuwe Testament sien, dan wys dit in die Nuwe Testament na bonatuurlike werke, dit verwys na wonderwerke. Dis tekens, hoekom is dit tekens? Dit is tekens om te wys dat die koninkryk van God het gekom. Dis kragte, want dit toon die krag van God om selfs dit wat natuurlik is te verander. Dis wonders, want dit laat mense verstom staan om te dink, hoe is so iets moontlik? Dit net moontlik wanneer God so iets gedoen het. Nou wondertekens, wonderwerke is nie iets wat God meer vandag doen nie. En daar's 'n goeie rede daarvoor. Daar's 'n goeie rede hoekom God dit nie meer doen nie. Terwyl dit God heeltemal in staat is, God is soewerein, God is heeltemal in staat om nog steeds sulke wonders te kan doen, maar daar's 'n spesifieke rede waarom hy dit in die dae van die Nuwe Testament gedoen het, en waarom hy dit nie meer vandag hoef te doen of sal doen. Hier is die rede. Die rede hoekom hy dit in die tyd van die Nuwe Testament gedoen het, is want daar was nog nie 'n geskrewe Nuwe Testament nie. Die Nuwe Testament was nog nie geskryf nie. So dink vir 'n oomblik vir jouself. Jesus Christus het nou net gesterf, hy het nou net opgestaan, hy het opgevaar na die hemel toe. Die apostels is nou net deur Jesus Christus uitgestuur, Handelinge 1 vers 8. So hoe sou mense, in Paulus se geval, hoe sou die mense in die heidenlande, wat nog nooit eers van Jesus gehoor het, hoe sou hulle weet dis die boodskap van God? Hoe sou hulle weet? Hebreërs hoofstuk 2 vers 4 sê dat die tekens en wonders en kragte was om die boodskap van die apostels te bevestig. Volgens 2 Korintiërs 12 vers 12 is wondertekens 'n teken daarvan dat jy 'n apostel is. Daar is nie meer vandag apostels wie se bediening moet bevestig word nie. En wat meer is as dit, daar is nie 'n nodigheid vandag vir God om sy woord te bevestig, om te sê dat dis die woord van God nie. Hoekom nie? Want 2 Petrus 1 vers 19, ons het die baie vaste woord, sê Petrus. Ons het die swaard van die Gees, Efesiërs 6 vers 17, wat penetreer daar waar twyfel mag wees. Wat ons mee besig is hierdie 66 boeke is nie menslike woorde nie. Maar 1 Korintiërs hoofstuk 2 en vers 4 tot 5 sê, dis die woord van God, dis die woord van God wat kragtig is tot redding van elkeen wat glo. Niks meer is nodig as die woord van God. As God iemand wil red, is al wat hy nodig het, is sy woord. Daar is geen behoefte of nodigheid vir wondertekens nie. Want die woord van God, die krag van God, deur die Gees, sny in die hart deur die woord. Dis die swaard waarmee die Here die hart van vlees uithaal en 'n hart van gees gee. Ons het die woord van God. Ons het nie meer 'n nodigheid vir wonderwerke om die waarheid van God se woord te bevestig nie, want die Heilige Gees bevestig die waarheid in ons harte. Hy oortuig ons. Maar Paulus was 'n apostel in die dae toe die Nuwe Testament nog nie geskryf was nie.
En so dit was nodig vir sy apostelskap om bevestig te word dat dit van God af. Dit was nodig om te bevestig dat wat Paulus sê is die woord van God. En daarom het God deur Paulus kragtige werke onder die heidene gedoen. Nou wil ek bysê, en dis belangrik dat ons dit sal verstaan, dis nie die konteks van ons teks nie, maar dit is belangrik, dat God is in staat om nog steeds wonderwerke te doen. God is heeltemal in staat om dit te doen. Maar God het nie nodig om wonderwerke te doen nie, want die Heilige Gees gebruik die reeds geskrewe woord van God. En dit is genoegsaam om elkeen wat sal glo na Christus te lei. En deel van daardie verantwoordelikheid wat Paulus gehad het en die wonderwerk wat God in hulle gedoen het natuurlik is die skryf van die evangelie self. Nee, die skryf van die Nuwe Testament was deel van daardie besondere werk van God deur Paulus. Maar dit bring my by ons laaste punt. Paulus se baanbreker of begin of sy fondasie bediening, sy baanbreker bediening, vers 19 tot en met vers 22. Vers 19 sê, Paulus sê, ek het my evangeliebediening van Christus volbring. Volbring is 'n finale woord, nee. Ek het die evangeliebediening van Christus volbring, sê Paulus. Nou, wanneer Paulus sê ek het dit volbring, dan beteken dit nie Paulus sê ek het nou aan elke mens op elke denkbare plek die evangelie verkondig en elke mens in elke denkbare plek het dit geglo nie. Dis nie wat Paulus sê nie. Ons moet onthou, wat was Paulus se bediening? Paulus was 'n apostel. Wat het die apostels gedoen? Wat was die werk van die apostels? Apostels het fondasiewerk gedoen. Hulle het die fondasie van die kerk gelê. Hulle verantwoordelikheid was nie om elke liewe mens op elke liewe plek die evangelie te laat hoor nie. Nee, hulle moes die fondasie gaan lê. So in die area waar Paulus geroep is, dit waar hy sy eerste en sy tweede sendingreis uitgebring het, daar het hy gegaan na elkeen van die groot stede en hy die evangelie daar verkondig en hy het mense tot geloof gelei in daardie groot stede en dan het hy daar in daardie groot stede kerke gestig. Ons het briewe aan daardie gemeentes, Efesiërs en so aan, in Kolossense en so aan. So hy het in daardie groot stede het hy gegaan en hy het 'n kerk daar begin en dan was dit die taak van ander, soos Apollos, soos Timoteus, soos Titus. Dit was hulle werk om daardie evangeliewerk verder te vat, om daardie gemeente te ondersteun en te vat en vir hulle gemeentes lering te gee, maar dan ook uit te bereik na die mense in die omgewing. So Paulus se werk was om die fondasie te lê, om gelowiges tot bekering te bring, om 'n kerk te plant en dan aan te beweeg na die volgende stap. En daardie evangeliebediening, sê Paulus, wat Christus aan my gegee het ek volbring. Ek het dit volbring, sê hy, van Jerusalem rondom tot by Illyricum. Nou dis nou 'n interessante stelling daai. Paulus sê van Jerusalem tot by Illyricum en dit is 'n uitdaging. Hoekom? Vir sommige is dit 'n uitdaging, want as 'n mens die boek van Handelinge gaan lees, dan het Paulus sy eerste sendingreis nie in Jerusalem begin nie. Handelinge 13 vers 1 tot 3, Paulus sy eerste sendingreis het begin in Antiochië. Nou ons weet Paulus was in Rome, in Jerusalem. Hy was in Jerusalem in Handelinge 9 vers 26. So hy was in Jerusalem voordat hy sy sendingreis begin het in Antiochië, maar daar's geen getuienis in die boek van Handelinge dat Paulus op daardie punt in Jerusalem was, enige heidene bedien het. Sy werk was onder die Jode. Om het nog erger te maak is, daar's nie 'n enkele rekord in die boek van Handelinge dat Paulus ooit in Illyricum was nie. Illyricum is nou
Joegoslawië, daai omgewing, ek weet nou nie meer wat om dit te noem nie, maar daai deel van die wêreld is waar Illyricum is. So daar's geen rekord in die boek van Handelinge dat Paulus ooit eers daar was nie, maar daar is 'n 2 jaar gaping. Daar is 'n 2 jaar gaping tussen wanneer Paulus weggaan in Handelinge 19 vers 40, wanneer hy weggaan uit Efese, en in Handelinge hoofstuk 20 vers 1 is hy skielik in Macedonië. So daar's 'n 2 jaar gaping wat ons nie weet wat het Paulus gedoen nie. En wat interessant is dat Illyricum is redelik naby aan Macedonië. En die implikasie is, dis baie moontlik dat hy in daai tyd wel in Illyricum was en dat ons nie 'n rekord daarvan het nie. Die punt is dat Handelinge gee vir ons 'n redelike akkurate en 'n redelike gedetailleerde verslag van Paulus se sendingreise, maar dit is nie 'n oomblik tot oomblik beskrywing van elke plek en elke ding wat hy gedoen het nie. En so terwyl dit nie uitgespel is dat Paulus toe hy in Jerusalem was onder die heidene ook bedien het nie, is dit moontlik dat hy het. Dit is net nie opgeteken. En terwyl daar geen verslag is van die besoek aan Illyricum nie, is dit moontlik dat hy selfs ook daar kon gewees het. Die punt is, Paulus se sendingreis, het begin in Antiochië, volgens Handelinge 13 vers 1. Dit het nie begin in Jerusalem nie, dis waar, maar Paulus is nie besig om hier te sê, dis waar ek my bediening begin het en dis waar ek geëindig is nie. Wat Paulus hier doen is, hy gee vir ons 'n geografiese ligging en sê, rondom van die een, as jy gaan mooi kyk, dis teen die Agaanse See, 'n mooi perfekte halfsirkel, wat Paulus se bedieningsarea was, in sy eerste sendingreis. So hy praat van geografiese area, nie van sy reisvolgorde nie. En die punt is, van Jerusalem rondom tot by Illyricum, het Paulus sy apostoliese taak verrig. Hy het na elke groot stad gegaan, hy het die evangelie gaan verkondig, hy het oral kerke geplant, en dis waartoe hy geroep was. Dit wat hy toe geroep is, het hy volbring. En wat is dit waartoe hy geroep is? Vers 20, hy is geroep om die evangelie te verkondig. Paulus sê, dis waarna ek my eer gestel het, die verkondiging van die evangelie. Dis die enigste taak waarop ek gefokus het. Dis die verkondiging van die evangelie. En dit spesifiek sê hy op plekke waar dit nog nie tevore gedoen was nie. Dis 'n belangrike ding daai. So Christus gaan bekend maak op plekke waar dit nie voorheen bekend was nie. Want onthou, 'n apostel se werk is fondasiewerk. Jy lê nie 'n fondasie waar daar reeds 'n fondasie is nie. Hy moes die evangelie van verkondig onder die heidene, waar dit nog nooit tevore verkondig is nie. Wat sê hy in 1 Korintiërs hoofstuk 3 en vers 10 en vers 6 en vers 10? Hy sê, ek lê die fondasie en Apollos kom en hy maak nat, sê Paulus. Hy kom gee water vir die plante. Ek plant net. Apollos kom en hy maak nat. Nou wat is die basis van Paulus se bediening? Wel, hy vind sy roeping om onder die heidene te gaan werk, vind hy in Jesaja 52 vers 15. Hy haal dit aan daar in vers 21. Sê, hier is die ding wat my geroep het tot die heidene spesifiek. Dis wat die teks wat God gebruik het, die Here gebruik het, om my te roep tot 'n bediening onder die heidene. Nou natuurlik, ons weet, Jesaja 52 verwys na Jesus Christus, nee, dis die messiaanse gedeelte, daar die messiaanse profesie. En so wat is die punt van daai teks, is om te sê, dit wys dat die Messias sal die evangelie neem na die heidene nasies toe, daar waar dit nog nooit gehoor is nie. En Paulus sê net eenvoudig, hoe het Christus dit gedoen? Paulus sê, Christus het dit gedoen deur my. Ek was die kanaal waardeur Jesus Christus daardie profesie vervul het. Kragtens God se roeping van Paulus het hy na die heidene nasies te gaan in diens van Christus om die evangelie van God te verkondig onder hulle wat dit nog nooit tevore gehoor het nie. Daar het God kragtig deur Paulus gewerk tot die verlossing van die heidene, sodat hy
hierdie heidene aan God geoffer het. En God hulle welgevallig en geheilig het. Hy het verkondig. Christus het hulle welgevallig gemaak voor God. En die Heilige Gees het hulle geheilig, sodat hulle kon wees in die teenwoordigheid van God. En ons self sal eendag in die teenwoordigheid van God welgevallig wees, omdat Christus ons welgevallig gemaak het. En ons sal eendag voor God staan, geheilig, omdat die Heilige Gees in ons gewerk het. Dis ons hoop. Net so sê Paulus, dis wat ek gedoen het. Ek het die evangelie verkondig. God het hulle in Christus welgevallig gemaak. God het hulle deur die Heilige Gees geheilig. Sy roeping om die evangelie te verkondig was van Jerusalem af tot Illyricum. En in ooreenstemming met sy apostoliese roeping het Paulus dit verrig. Wat sê die apostoliese roeping? Onthou waar vandaan het Jesus sy apostels uitgestuur, Handelinge 1 vers 8. Het hulle uitgestuur en julle sal krag ontvang en die Heilige Gees sal oor julle kom en julle sal my getuienis wees in Jerusalem. Sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uiteindes van die wêreld. Hierin, sê Paulus, was ek getrou. Hy het nooit gegaan buite kan die raamwerk van dit waarvoor die Here hom geroep het nie. Hy het die fondasie gaan lê onder die heidene. Dit was sy apostoliese taak. Hy was daar om 'n fundament te lê waarop ander gebou het. En soos ek reeds genoem het, deel van daardie lê van die fondasie was die skryf van die Nuwe Testament, nee. Sodat die fondasie wat die apostels gelê het nou nog steeds die fondasie is waarop ons geloof staan. Ons geloof staan nog steeds op die leer van die apostels en die profete. Is dit in Judas hoofstuk 1 vers 3, die geloof wat eenmaal vir almal oorgelewer is aan die heiliges, aan die apostels. Daar is nie meer nodigheid vir wonderwerke om God se woord te bevestig nie. God het reeds sy woord bevestig. Die apostels het reeds geskryf, hulle bediening is reeds bevestig. Maar meer as dit, God se woord is reeds bevestig, want elkeen wat God tot geloof wil bring, word deur die Heilige Gees oortuig dat hierdie woord is waar. Ons het nie meer nodig vir tekens om daardie oortuiging te hê. Dank God vir die bediening van die apostel Paulus. Dank die Here vir die bediening van elke ander apostel in die tyd van die Nuwe Testament, maar dank die Here ook vir elke evangelie verkondiger wat getrou die evangelie ook hier in Suid-Afrika verkondig het en wat die evangelie aan jou verkondig het en aan elke land in hierdie wêreld verkondig het. Maar kom ons verhoog nie mense tot iets meer as wat hulle is nie. Die apostel Paulus is niks meer as 'n mens. En wie ook al met jou die evangelie gedeel het, hy is niks meer as 'n mens nie. Ons is niks meer as slawe wat gebruik is deur God. Slawe wat kragtig deur God gebruik is in die uitbreiding van sy koninkryk in hierdie wêreld. En dan is my gebed is dat ons almal die verantwoordelikheid sal nakom om in woord en daad verkondigers te wees van Jesus Christus. Ons wat die waarheid ken, ons het die verantwoordelikheid om dit uit te leef. En ek hoop vanoggend in die prediking van die woord dat ek julle weer herinner aan ons verantwoordelikheid om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar daders te wees. En meer as dit, dat ek julle aangemoedig het om uit te gaan, om die lig van Christus te wees aan 'n verlore gaande wêreld. Amen. Kom ons bid. Here, dis 'n moeilike woord, dis verseker. En terselfdertyd, Here, is dit so 'n wonderlike woord, want elkeen van ons hier is die getuienis dat hierdie kragtige boodskap het ook by ons gekom. Dat die Heilige Gees het ons ook oortuig, en dit sonder wondertekens, sonder ligte wat uitgeskiet word.
bloot deur die kragtige werking van die Heilige Gees wat in ons harte hierdie boodskap geplaas het. En daarom is ons dankbaar, Here, vanoggend vir die werk van die apostels. Is ons dankbaar vir die werk van elke evangelieverkondiger wat aan ons verkondig het. Maar ek bid, Here, dat U vir ons sal aanmoedig, dat ons self ook vir evangelieverkondigers sal wees. Deur hoe ons optree en hoe ons praat, mag ons mense na Christus lei. Dis my gebed. Bid, Here, help ons hiermee in Jesus naam. Amen.